Sou jy Paulus gelees het, as Paulus sy tekste deur ChatGPT laat skryf het? Dis nie 'n onbelangrike vraag nie, want ChatGPT, Claude en wie weet hoeveel populêre uitdrukkings van kunsmatige intelligensie het die wêreld oorgeneem. Dit is een ding om sulke hulpmiddels as 'n digitale assistent te gebruik. Dis iets anders wanneer jy dit gebruik om jou taal, jou idees, jou woorde in nuwe maniere uit te druk. Ons is ons taal. Ons hart is die manier hoe ons kommunikeer. God het nie masjiene geroep om te preek nie. Hy het nie masjiene bemagtig om ons werk oor te neem nie. Wanneer die grens oorskry word tussen hulpmiddel en nuwe editor, uitgewer, die taalgewer van my woorde, het die masjiene oorgeneem. Die masjiene se bedoeling is nie om my styl, my taal, my karakter, my woorde, my teksuitleg oor te neem nie. Die masjiene se werk is om 'n knegt te wees, nie 'n baas nie. Hulle het nie 'n hart nie. 'n Masjien het nie 'n hart nie. Kunsmatige intelligensie is wat dit sê. Dit is harteloos. O ja, 'n skitterende hulpmiddel. Dit maak my meer effektief. Dit maak my meer tydbesparend as jy wil. Ek kan vinniger werk. Maar ek het die verantwoordelikheid om met God se woord om te gaan. En God het vir my 'n unieke taal gegee, 'n unieke persoonlikheid gegee. Hy het my as mens geroep om die evangelie verder uit te dra. Aan julle, sê Jesus, is die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee. Nie aan masjiene nie, nie aan robotte nie, aan regte mense. Nou ja, ek sou nie Paulus gelees het as hy sy tekste uitgekontrakteer het aan ChatGPT nie. Ek wil Paulus se hart hoor, ek wil 'n regte mens se hart hoor, ook as ek 'n teks lees, ook as ek preek, ook as ek oor die Here praat.